Goeienaand en baie welkom by Edge Online. Nou Edge is eintlik ons aandiens hierso, maar omdat ons nie nou by mekaar kan kom nie, is ek vanaand hier op jou skerm. My naam is Karl en ek is baie excited om vanaand iets met jou te kan deel. So, voordat ek begin, wil ek net hierdie van my hart af kry. Jy sien, week na week, keer na keer, kom ons mense, veral die mense in die bediening, en reg oor Suid-Afrika, en ons sit voor 'n kamera soos hierdie vanaand, en ons sit ons mooi gesiggie aan, en ons maak of alles oukei is, en ons maak asof daar nie mal goed besig is om te gebeur in ons wêreld nie. En in hierdie week praat ek net met die Here, en die Here sê vir my, Karl, los die mooi gesiggie, en wees eerlik met iemand vanaand. So as jy hierdie kyk, wil ek vir jou sê, dis oukei, en dit gaan oukei wees. Dit voel dalk nie nou so nie, en ons het nie nou al die antwoorde nie, maar miskien is hierdie nie 'n tyd wat ons moet ons opinies lig, of sê wat ons wil sê nie, maar miskien is hierdie 'n tyd wat dit oukei is om te sê, ek weet nie. Ek weet nie hoekom goed gebeur nie, ek verstaan nie hoekom goed gebeur nie, maar mag ek en jy deur dit alles weet, God is in beheer, en hy bly in beheer. So ek wil vanaand vir jou die waarheid sê, en sê dat ek het hoop vir Suid-Afrika, want God is in beheer. Ek het hoop vir ons land, en ek weet dat er nog amazing goed gaan gebeur, want God is in beheer. So mag ons vashou vanaand aan daai waarheid. Besef, dis oukei. Maar in dit, besef ook, jy is nie alleen nie. God is altyd met jou. En mag jy vanaand, hierdie video, hier wat ek nou net vir jou gesê, regtig iets van Jesus beleef in jou lewe. So, ek het die voorreg om vanaand hierdie maand se reeks af te sluit. OK, is jy reg? Speel die musiek, hier gaan ons. Sex, baby, let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. All right. Let's talk about sex. A little bit. So ons praat oor, glo dit of nie, seks. So ek werk met jong mense en ek is self nog redelik jonk, seker maar. So as jy by die skool, in jou werksomgewing, of by 'n braai, by 'n kuier, wat ook al die woordjie seks gaan gebruik, dan gaan dit 10-10-1 nie so groot deel wees nie. Maar laat jy op 'n jeugaand sê seks, dan is dit almal se reaksie. So, een ding wat ek besef is, dis goed dat ons hieroor praat in die kerk. Vir verskeie redes, want die Bybel praat so baie oor dit. Maar tog besef ek, net deur wat ek nou net gebruik het van die reaksies, ek meen, buite die kerk is dit 'n normale ding. Dit is iets waar altyd gepraat word, dis iets wat nie meer eintlik so snaaks is nie. En as mens gaan kyk na statistieke, en mens sien dat die average ouderdom waarop mense saam slaap is 15 in ons land, dan begin jy so 'n bietjie dink oor die ding. So, ek wil vanaand met jou praat oor seks. So, as jy jou Bybel by jou het, blaai asseblief saam met my soontoe. As jy jou app by jou het, gaan soontoe of lees net saam met my op die skerm. 2 Samuel 11 vers 2 tot 5. Een middag, nadat hy gerus het, het Dawid opgestaan en op die dak van die paleis rondgeloop. Van die dak af sien hy 'n besonder mooi vrou wat besig was om te bad. Hy stuur toe iemand om uit te vind wie sy is. Dis Batseba. Dawid het haar laat haal. Sy het sopas die reinigingsrituele na haar maandstonde voltooi. Sy het na die paleis toe gekom en hy het by haar geslaap. Daarna het sy teruggegaan na haar huis toe. Toe sy later agterkom dat sy verwag, stuur sy vir Dawid 'n boodskap. Ek is swanger. Ek wil graag uit hierdie gedeelte uit net 'n paar goed vir jou noem, wat ek voel ons kan terugbring na onsself toe, en dalk na jou situasie toe. En miskien kyk jy hierdie vanaand, en jy sê vir my, Karl, maar ek sukkel nie regtig met hierdie topiek waar ons praat nie. Miskien dit kan enigiets wees, enige sonde wat jy dalk vanaand voel, is besig om jou vas te hou. Ek wil 3 goed uit hierdie stukkie uithaal, wat ek voel, dalk
net jou kan help vanaand. So kom ons kyk, die eerste ding is, jy doen dit aan jouself. Nou, hoekom sê ek jy doen dit aan jouself? Jy sien, in hierdie gedeelte gaan Dawid, hy sien 'n mooi vrou op die dak wat besig is om te bad. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek bad nie met klere aan nie. Okay? So hy sien hierdie vrou wat besig is om te bad. Hy stuur iemand om haar te gaan haal en hy slaap saam met haar. So stem jy saam met my dat niemand het hom gedwing om saam met hierdie vrou te slaap nie. Dit was 'n keuse wat hy gemaak het. En in dit wil ek ook vir jou sê, ek besef, ons is almal mense en ons almal maak foute. Maar niemand dwing ons om sonde te doen nie. Dit was sy keuse, hy het dit aan homself gedoen. So, miskien is hierdie goed wat jy weet, maar ek wil net vanaand vir jou sê, wat miskien het jy nodig om dit te hoor. Jy doen dit aan jouself. En hoekom ek dit vir jou sê is, die keuse lê by jou. Jy kan vandag 'n keuse maak vir 'n beter môre, vir 'n beter toekoms. Want jy sien, sonde, hoe ek dit sien, is iets wat jou vir 'n kort tydjie laat baie goed voel. Maar sodra dit jou nie meer laat goed voel nie, kan dit jou lewe verwoes. So, hoor wat sê 1 Korintiërs 6 vers 18, vlug dus van seksuele losbandigheid. Geen ander sonde beïnvloed 'n mens se liggaam so direk soos hierdie een nie. Want as jy seksuele losbandigheid bedryf, sondig jy teen jou eie liggaam. Jy doen dit aan jouself. So, my raad aan jou is vanaand, doen wat jy moet doen om te vlug van sonde. As jy weet, daar's sekere goed wat jy nie kan hanteer nie, daar's sekere goed wat jou swak maak, onthou, die vyand weet waar is jou swakpunte. As daar sekere goed is wat jy weet, jy nie moet sien nie, jy nie by betrokke moet gaan nie, miskien moet jy vir 'n hele ruk saam met daai een vriend nie meer braai nie, nie meer kuier nie. Doen wat jy moet doen om te vlug van sonde. Kry mense dalk in jou lewe wat jou kan help, wat jou kan accountable hou, maar die regte mense. Dan, die tweede ding wat ek hier wil uithaal. En dit is nie iets wat jy weet, maar miskien het jy nodig om dit weer te hoor vanaand. Seks buite die huwelik is teen God se wil. Jy sien, hierdie ene duik ons 'n bietjie weg van. Want ek was wel in 'n paar gesprekke, dan sê ek vir hulle, maar jy weet, dit wat jy doen is buite God se wil. En dan is dit altyd die klassiek antwoord, ja Karl, maar die Here ken my hart. Ja, die Here ken jou hart, maar hy weet ook, dit wat jy doen is verkeerd. Jy moet dit nie doen nie, want jy is besig om jouself te verwoes. Steven Furtick het 'n preek wat hy sê, dat seks is soos 'n vuur. Jy weet, as jy dit in 'n spasie maak, waar dit half gekontrol kan word, of waar dit half, jy weet, waar jy kan beheer, soos dink aan 'n kaggel. As jy vuur maak in 'n kaggel, dan is dit 'n goeie ding. Dit is 'n lekker ding. Dit maak jou warm, dit laat jou goed voel, en dis so seks in die huwelik. Maar seks buite die huwelik is soos 'n vuur wat jy op jou sitkamer mat maak. Dit kan jou huis afbrand. En dit kan jou hele lewe verwoes. Dink gou terug aan Dawid se storie, en as jy die gedeelte verder gaan lees, dan sien ons dat hy het letterlik Batseba se man laat doodmaak as gevolg van hierdie. Jy sien, seks buite die huwelik, laat jou goed doen wat jy nie moet doen nie. Sonde, om vasgevang te wees in sonde, laat jou goed doen wat jy nie moet doen nie. 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 4 sê die volgende, en ek wil dit graag in Engels lees, want die Engels sê dit vir my so mooi. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Jy sien, die woord sê vir ons, wees heilig, want God is heilig. En dan die laaste ding wat ek vir jou wil noem, uit hierdie stuk uit. En dit is die tema van my hele boodskap. Dis nie te laat nie. In die week praat ek met die Here oor hierdie stuk, en eers wou ek iets heeltemal anders vanaand gedeel het oor bande wat vorm tussen mense, en klop sulke goed wat ek al geleer het en opgelees het oor. Maar ek praat in die week met die Here, en die Here sê vir my, Karl, sê vanaand vir iemand, dis nie te laat nie. Miskien het jy tot hiertoe geluister, en jy is eintlik nou kwaad, jy wil sommer nou hierdie video afsit, en ek wil asseblief vir jou vra, moenie dit doen nie. Luister net klaar vanaand, want hierdie is dalk spesifiek vir jou bedoel. Miskien kyk jy hierdie en jy sê vir my vanaand, Karl, maar ek hoor wat jy sê, en ek weet is teen God se wil,
maar ek sukkel. Hoeveel keer moet ek nou nog steeds dieselfde foute maak? Hoeveel keer moet ek nou nog vasgevang word in sonde? En ek wil vanaand vir jou sê, dis nie te laat nie. Hoor wat sê 2 Samuel 12 vers 13, nadat Dawid al hierdie slegte goed gedoen het. Toe bely Dawid sy skuld en sê vir Nathan, ek weet ek het teen die Here gesondig. En hy antwoord hom, die Here het jou sonde vergewe, sodat jy nie oor hierdie sonde sal sterf nie. Dis nie te laat nie. Die amazing ding van die Here is, ons kan na hom toe kom, met al ons foute. Ek wil vanaand vir jou sê, die woord sê vir ons, daar's niks wat ons kan skei van God se liefde nie. So ek wil hê jy moet weet vanaand, God is lief vir jou, met al jou foute, maar hy is te lief vir jou, om jou te los met al jou foute. Jy sien, ek glo dat die Here vir my en vir jou 'n beter môre beplan, 'n beter toekoms beplan. Die laaste skrifgedeelte wat ek net wil aanhaal is 1 Johannes 1 vers 9. As ons egter ons sondes bely, hy is betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Jy sien, ek onthou hoe ek op skool vasgevang was in sonde, vasgevang was in goed waar ek nie moes betrokke wees nie. En dit het vir my gevoel, maar hoe kan die Here ooit iemand soos ek gebruik? Maar ek beleef net vanaand, hy wil jou skoon was, soos wat hy my ook skoon gewas het, 'n hele tydjie terug. En ek kan vandag hier sit en getuig, en vir jou sê, saam met die Here, is dit baie beter. Nêrens in die woord lees ek dat dit gaan maklik wees nie, maar is deur en deur en deur die moeite werd. So miskien sit jy vanaand hier, en hierdie is jy, en jy weet ek praat nou spesifiek met jou. Want dan wil ek jou vra, om net daar waar jy is, agter my aan te bid, want ek glo dat die Here wil jou vanaand kom vrymaak van alles wat jy dalk voel is besig om verkeerd te gaan in jou lewe. Al hierdie sonde wat besig is om jou vas te hou. So net daar waar jy is, kom ons maak toe ons oop. En ek wil jou vra om saam met my hierdie te bid. Sê Here, vanaand kom gee ek my sonde oor aan U. Here, ek kom bely, Here, en ek vra U om my te help. Vader, kom vanaand en was my skoon. Vat my hand, lei my op die regte pad. In Jesus naam. Amen. En ek wil vir jou vanaand sê, jy is skoon gewas, omdat God goed is. Jy sien, daar is soveel slegte goed in hierdie wêreld, en die wêreld is konstant besig om te verander. Maar in dit, bly God altyd dieselfde. Bly God altyd goed. So ek wil vir jou sê, as jy vanaand hierdie gekyk het, en jy besef, jy kan dit nie alleen doen nie, stuur asseblief 'n WhatsApp vir die nommer op die skerm. Ons wil jou help, ons wil daar wees vir jou, ons wil vir jou bid. Maar ek weet vanaand, dit is nie te laat nie. Die Here het 'n droom, 'n plan vir jou. Maar doen jy jou bes om te vlug van sonde en hierdie goed agter jou te los. Ek is dankbaar dat ons hierdie maand kon gepraat oor hierdie topik, want ek dink dit is iets wat so baie mense vasvang. Jy sien, ek wil hê jy moet weet vanaand, in die middel van 'n donker wêreld, bring God lig en is God lig. So hou jou oë, hou jou fokus op God, en al die donker dinge gaan nie vir jou so scary wees. Dankie dat jy saam met my gekyk het, dankie dat jy saam met my gekuier het vanaand. Sien jou volgende week, hopelik in persoon, as nie net hier op hierdie skerm. Okay, vrede.